Hartlike welkom aan al my nuwe subscribers. Die van julle wie my nie ken nie, ek is 'n foodaholic, 'n chocoholic. Ek love om lekker te eet. So my man sê van my vanoggend, dit gaan 'n baie warm dag wees. So ek het sommer 'n lekker somersrokkie aan. Dis nou 7 uur, so ek gaan sommer vroeg begin. So vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek my Aero peppermint eclair tart. Julle, dis ongelooflik lekker. So kom ek wys julle, hoe maak ek hierdie tart? So die eerste ding wat ek doen, ek haal my roomkaas uit dat hy kamertemperatuur kan word. Hierdie is 230 gram. En dan gaan ek my pannetjie spuit met kosvloei en dan gaan ek hom net bedek met vas papier. So ons spuit hom lekker goed alle kante. En ek sit die blinkkant na bo. So kom ons maak die deeg. Dan gooi ek 2 koppies. Hierdie is sommer warm water, ek kan dit vinniger kook. In my pot. Ek maak die resep ook dubbel aan en dan 4 eetlepels margarien. Ek gebruik Rama, ons love Rama in die huis. En nou gaan ek hierdie net op die plaat sit tot hy kook en dan gaan ek ook 2 knypies sout byvoeg. So daar is nog 4 in en omdat ek hom dubbel aanmaak, 'n knypie sout en weer 'n knypie sout. So die water begin kook, dan voeg ek 2 koppies koekmeel by. En dan meng ons dit deur tot 'n deegvorm. Ek sit my plaat dan op nommer 3, want ek gaan hom nog so 2 minute deur roer. Dat hierdie koekmeel net gaar word. En na die 2 minute gaan ons hom afhaal, dan moet hy net vir 5 minute rus. En nou haal ek hom van die plaat af. So julle, ek is slim om dit te meng met 'n houtlepel, 1 vir 1 eier. Dit raak naderhand so snotterig en jy sukkel jou boude af. So ek gebruik my elektriese klitser. So ek is mal oor 'n rasselopsmaak en ek het nooit geweet jy kry 'n sterker een nie. Ek het gedink hulle almal is dieselfde. My pa het my geleer harder kyk jy altyd na die volt. So hierdie een is 'n volt is 220 tot 240. Hy is baie sterker. Ek is mal oor hom want elke jaar moet my man vir my 'n nuwe klitser koop omdat ek hierdie ratte strip. Ek meen die watt julle, nie die volt nie. Hierdie is 'n 400 watt. So die deeg staan dan 5 minute. Ek voeg sommer 4 eiers die eerste slag by en dan gaan ek dit klits. En ek wil julle graag wys, dit lyk soos sulke stukke. En dan gaan ek die ander 4 eiers 1 vir 1 byvoeg. So ek moet eers gou strek vir die eiers. So hier kom 8 eiers in, want ek maak hom dubbel aan. So as die deeg lyk of dit vir jou nog sulke stukke het, klits hom net tot styf. En nou gaan ek alles net versprei op die bakplaatjie van kant tot kant. En ek gaan ook sorg dat hy more or less evenredig is. So ek het hom mooi uitversprei en nou gaan ek hom bak in 'n voorverhitte oond by 180 grade tot hy lekker opgepof het en gaar is. So myne het so 1 uur en 40 minute gebak tot lekker bruin soos julle kan sien. Jy kan hom altyd net weer terugsit as hy nog rou is in die binnekant. En nou haal ek hom net uit. En ek trek die papier af. En nou vir die volsel gaan ons klits hierdie 230 gram roomkaas. Hy is al kamertemperatuur. Die hitte julle om vinnig afgebring. So ons gaan hierdie klits tot romerig. En dan moet ook glad nie klonte wees nie.
So ek skrap op maar net die kante af en dan gaan ek hom net gou weer deurklits. En dan voeg ons 1 teelepeltjie vanillegeersel by en 1 blik kondensmelk en ek gaan dit weer klits. Nou gaan ek gou net die kante weer afskrap en dit weer klits. So ek het hom geklits tot lekker romerig en nou gaan ons die room klits. So ons benodig 'n koppie room wat 250 ml is. Julle hierdie is nou op 'n special by Checkers, 'n hele 500 ml vir R50. So dis R25 'n koppie. Wat baie goedkoop is. Oeps. En dan gaan ons hierdie styf klits. So die room is lekker styf geklits. Ek gaan net die gou in die yskas sit want ons het ook nog room nodig vir die sjokolade. So dan vou ons hom net in tot ons nie meer room sien nie. En dan apart gaan ek 1 opgehoopte teelepel gelatine meng met 1 eetlepel water en hom net los laat hy spons. So dit neem so 5 minute, hy soos jelly, dan voeg ons net 'n klein bietjie kookwater by. Dan gaan ek hom deurmeng tot hy heeltemal opgelos het. Dan moet hy net 'n klein bietjie afkoel en dan gaan ons dit by die roommengsel byvoeg. So myn dit mooi afgekoel, mooi opgelos, dan voeg ons dit by. En dan gaan ek dit net gou deurmeng. Dis altyd lekker as 'n mens specials kry by Checkers, is €2 vir R28. So dis R14 Julle, 'n KitKat kos al R16,99. Ons dogter se favourite is 'n Twix, nog een van haar favorites, soos haar mamma. Hulle is vir R21,99 en dit is mal. So ek gaan nou net 'n klomp stukkies binne in die roommengsel inbreek. Myne is lekker ijskoud. En ek love Aero so ijskoud. So ek probeer dat hier en daar daarom ook lekker groot stukkies in is. So die opsny werk beter, julle, en vinniger want my vingers kry seer. Daar is ook 'n groter stuk net gou. Middel deursny. So hierin kom 'n hele 85 gram Aero. My mond water al vir hierdie. So die deeg het lekker afgekoel. Jy kan hom in die helfte deursny. Dit hang af wat se tertpan jy gebruik. As jy 'n kleintjie gebruik, kan jy die helfte onder sit en dan die ander helfte behoor die volsel. Maar ek gaan die grootte gebruik en dan gaan ek hom net kleiner trim. En dan sit ek hom net op die bokant van die tertpak. Sorry julle vir die geraas. En dan trim ek hom net af, want hy is mos kleiner in die binnekant. So ek het myne klaar afgetrim en dan gaan ons net die kleur mooi sit in die binnekant. Julle kan tennisbeskuitjies ook gebruik of enige crackers soos 'n cream cracker. En dan gooi ons dit net oor die kos. So ek maak hom maar net gelyk so. Hy gaan nou yskas toe tot hy geset het vir 'n hele paar ure. Julle kyk net daar, dit ruik lekker. So myne 3,5 ure gevat om te set in die yskas. En nou gaan ons die chocolate ganache maak. So ek het gou afgemeet, ons benodig 125 gram melk sjokolade. So ons benodig 100 ml room wat net bietjie meer is as 'n kwart koppie. Dan gaan ek hierdie in die mikrogolf sit,
laat hy lekker warm word. So is tussen 4,25, 4 tot 5 eetlepels. So ek het net teruggesit in die mikrogolf vir 12 sekondes, dat al die sjokolade smelt. Julle kyk net daar. Nou gaan ons dit gooi boor hierdie heerlike peppermint Aero Eclair taart. So ek sorg maar dat ek hom oral sal bedek. Versprei ons maar met die virkie. En dan sny ons weer 1 Aero in lekker stukkies, groot stukkies, nes julle verkies. Julle kan die helfte gebruik, die ander helfte opeet. Of julle kan alles behoort die taart sprinkel. So myne kom uit die yskas uit, lekker ijskoud. Nou chop ek hom net gou op. En nou versier ons dit met die Aero. En moenie worry as jy in jou mond insteek nie, ek gaan vir niemand sien nie. En dan gaan ek weer yskas toe tot die sjokolade bietjie geset het. So hy is nou lekker ijskoud, hy het nog so 2 uur in die yskas gestaan. En nou gaan ek hom sny en vir julle wys hoe lyk hy aan die binnekant. Julle kyk net daar. So my dierbare man gaan nou die taste testing doen en presies vir julle sê hoe proe hierdie taart. Dag sê maat. Nou ja, mense, kom ek vertel julle 'n geheim net voordat ek hierdie hapie vat wat ons almal oor gaan dink. Hierdie is een van my gunstelinge. Buite die Bar One. Okay. Ek moet eerlik wees, ek is 'n Bar One fan. So, maar hierdie ene is ook een van my gunstelinge. Okay, dit begin 'n bietjie te... Ek het nog ander gunstelinge ook, maar ons praat nie nou daaroor nie. Dit sal nog kom. Kom ons kyk gou wat sê hierdie ouetjie vandag. Romerig. Heerlik. Ek moet eerlik sê, mense sal dink hy's vreeslik baie soet. Hy is nie so baie soet soos wat mense dink nie. Okay. Ja, as 'n mens 'n bietjie sensitief is vir suiker, dan beveel ek aan jy moet hom nie probeer nie. Maar andersins, hy's heerlik en ek gaan definitief vir myself net so 'n stukkie van daai bakkies invat, 'n berte 3/4 en die res kan ons deel tussen die ander mense. Maar in elk geval, probeer hom gerus. Dit is heerlik. Geniet hom.